Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie welkom vanoggend ook, waar jy oor die lig ingeskakel is na hierdie opstandingssondag, die herdenking van die opstandingsdiens van ons Here Jesus Christus, 2026. En geliefdes, omdat Jesus leef, en ons weet, hy leef, want hy het opgestaan, moet ek en jy anders leef. Maar die vraag is, doen ons dit regtig? En nou glo ek met my hele hart dat dit juist die rede is hoekom God hierdie baie spesifieke skrif vanoggend vir ons kom gee het. En dan ook natuurlik saam daarmee die woord wat daarop gaan volg. Kom ons maak die woord van God oop daar by Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het. Daar's ander vertalings van Afrikaanse vertalings wat sê, maar nou, so sê die Here wat jou geskep het. Die Amplify sê ook, but now. So kom ons sê maar nou, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So geliefdes, die meeste hoop wat ek en jy in die woord kan vind, in een vers, is verseker hierdie skrif. En dis wat God vandag op hierdie viering van die opstanding van ons Here Jesus Christus vir jou en my wil kom gee. Maar nou, geliefdes, as jy nooit skree nie, luister mooi, as jy nie meer hoop het nie, as jy al jou hoop verloor het, kry dit vandag terug, sê God. Want God sê, kyk na hierdie skrif, en vir alles waardeur jy nou gaan, maar ook vir alles waarvoor jy steeds in geloof staan, maar nog nie steeds nie daarvan ontslae kon raak nie, of dit kon ontvang nie. Want onthou, jy ontvang wel blessings, maar jy het ook burdens, jy het ook laste. Jy het guns, maar jy het ook verantwoordelikhede, sê God. Jy het gedink dat jy alreeds uit al hierdie dinge is, wat die waarheid is, jy is steeds binne in dit vasgevang. Daarom sê God, skree hardop, maar nou. Sê vir jou situasie, maar nou. Sê vir dit waarvoor jy steeds bidend in geloof op God wag, maar nou. Want geliefdes, hoekom sê God dis wat jy moet doen? Luister mooi, die maar van maar nou. Die maar beteken, daar is 'n blokkasie. Die nou beteken dit 'n deurgebreek. Die maar sê, jy moet nog eers wag. Die nou sê, God doen dit vir jou. Die maar wil als kanselleer, die nou, dit kanselleer die maar. Is dit nie absoluut amazing nie? En daarom kom sê God vanoggend vir jou en my, skree jou dankbaarheid uit. Maar geliefdes, dis nie al wat in hierdie vers staan nie. Daar staan ook, kom ons lees dit weer. Daar staan, maar nou. Of luister, sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Moenie bang wees nie, dis wat ook hier in hierdie skrif staan. Moenie bang wees nie, wat jou situasie ook al mag wees. Dan sal jy nog steeds vrees ervaar, nie waar nie. As enige mens het vir jou kom sê, iemand na jou toe kom, as ek nou na jou toe sou kom en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Jy gaan nog steeds bang wees, nie waar nie. Maar wanneer God kom en hy sê vir ons, moenie bang wees nie, dan het jy en ek geen rede om langer bang te wees nie. So ek sê vanoggend vir jou, God sê in sy woord, ons het dit gelees,
Moet nie bang wees nie. En dit is wat hierdie skrif so besonder, so absoluut kragtig maak. Want is God self wat vir jou en my kom sê, op hierdie Sondag, moet nie bang wees nie. Maar dit is nie hier waar dit stop nie, geliefdes. Want wanneer God dit vanoggend vir jou kom sê, dan doen hy nog iets. Hy roep jou. Want in hierdie skrif is daar ook twee name. Daar staan Jakob, word gepraat van Jakob en van Israel. Want onthou, net God alleen weet hoe om hierdie dinge, beide hierdie dinge, wat binne in jou en my is. Die Jakob, maar ook die Israel. Net God kan dit na buite toe uitroep. Uit jou en my uit. Eerstens, geliefdes, roep God jou, noem hy jou, sê jy roep, sê hy vir jou Jakob. Hoekom? Want jy is steeds besig om met sekere dinge te worstel in jou lewe. Daar is steeds sekere dinge waarmee jy in 'n stryd gewikkel is. Waarmee jy stryd voer, net soos Jakob wat met God geworstel het. En God kom roep dit vandag uit jou uit. Maar God kom roep ook die nasie wat binne in jou is uit. Daarom is die tweede een Israel. Israel is 'n nasie. Israel beteken die mens wie jy is. Die potensiaal wat God in jou belê het. God sê jy's 'n nasie en ook dit kom roep God in hierdie skrifgedeelte vanoggend uit. Kom ons lees weer 'n keer die skrif. Want nou so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So luister, daar is die tweede deel. Luister baie mooi, geliefdes, wanneer jy vir iemand iets sou vra, dan kan jy kry dit waarvoor jy gevra het. Nou wil God vir ons 'n voorbeeld gebruik met vir ons duideliker te illustreer. Anders gaan jy nie hoor wat God wil sê nie. Ons gaan mekaar mis. Jy staan dalk in een of ander ry. Dalk by die munisipaliteit, dalk by een of ander plek. En nou is jy dors. En jy voel jy gaan omval. Jy sê, kan ek net asseblief water kry? En iemand sal gryp daar uit 'n yskas uit en vir jou skoon 'n nuwe botteltjie water gee en vir jou drink. Vir jou sê drink. Iemand het jou gehoor, dan gee vir jou 'n botteltjie water. Dan kry jy mos dit waarvoor jy gevra het, want jy het gesê jy's dors. Nie waar nie. Maar jy het nie iemand saam met die ding wat jy gevra het gekry. Jy het net 'n botteltjie water gekry. Dit vir jou gegee, en het geloop. Maar nou is jy by die huis. En jy sal ook vir jou man sê, ek is verskriklik dors. Julle sit dalk op die stoep of in die woonkamer, jy sê vir hom, jy is verskriklik dors. Dan sal hy stap en hy sal vir jou 'n koppie koffie gaan maak, 'n glas koeldrank bring, en dan kom sit hy saam met jou op die stoep. En dan drink julle dit saam. En nou kry jy inderdaad iemand saam met die iets wat jy gevra het. Nie waar nie. Jou man kom sit nou maar saam met jou op die stoep om koffie of die koeldrank of wat te drink. So wanneer jy dalk voor die Rooi See in jou lewe sou staan, en jy vra steeds net vir 'n ding, dan sal dit beteken jy nog steeds alleen deur daardie Rooi See moet gaan. Ek bid dat jy hierdie openbaring kry. Maar, en hierdie geliefdes is 'n lewensveranderende maar. Wanneer jy vir iets vra, en jy het iemand, luister mooi, iemand saam met dit, en jy sou nou voor die Rooi See staan, saam met die iemand, iets wat jy gevra het, en nou gaan dit makliker wees om deur te gaan. Hoekom? Want jy's nie nou alleen nie. Wat God eintlik geliefdes vir jou en my wil kom sê, is dat dit nie regtig oor die iets gaan nie, dit gaan oor die iemand.
Want die laaste gedeelte van ons skrif sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, jy ken hierdie skrif. Maar besef jy wat dit werklik beteken? God kom sê as ware vir jou en my. Hy sê, ek beveel jou. Jy's myne. Hy noem dit nie terloops nie. Hy kom sê, ek beveel jou. Jy's myne. Wat het ek en jy meer as dit op hierdie Sondag nodig? Niks nie. Want saam met dit kom sê God ook vir jou. Nou dat ek jou beveel het, vir jou gesê het, jy's myne, kom sê ek ook vir jou, ek is by jou. Ek is by jou. Onthou, ek sê dit nie net vir jou nie, sê God. God sê, ek beveel jou, jy's myne. So geliefdes, wanneer jy nou voor die rooi see in jou lewe moet staan voor situasies, omstandighede, dan sê God, hy open nie alleen die rooi see vir jou nie, verskoon tog, maar hy loop ook saam met jou daardeur, want hy het jou beveel, jy syne, dat jy aan hom behoort. En onthou geliefdes, jy kan nie iemand iets beveel om te doen, indien jy nie hulle naam ken nie, as jy nie weet wie dit is nie. Jy kan nie sommer vir 'n wildvreemde ding, iemand, vir 'n wildvreemde persone bevel gee nie. Nee. Jy het iets nodig, so jy kan slegs daardie bevel gee, wanneer jy daardie persoon ken. En daarom, geliefdes, is hierdie een van die mees kragtigste skrifte van hoop in die woord. Want luister, maar nou, God roep jou op jou naam. Hy roep jou worstelinge. Hy roep dit waaroor jy bekommerd is. Hy roep dit aan wat jy hoop jy gaan wees. Hy roep ook daarmee die nasie binne in jou aan, en dan kom sê God, nadat hy jou geroep het, moenie bang wees nie. So geliefdes, God sê vanoggend, jy hoef nie langer jou battles te vrees nie. En al die dinge waaroor jy bekommerd is nie. Jy hoef ook nie te vrees. Luister mooi, wat van jou gaan word nie. Of hoe jy regtig die nasie gaan wees, waarvan God hier praat nie. Want onthou, hy het jou reeds beveel, dat jy syne is. Want nou is dit nie langer jy alleen, en jy wat net hierdie iets wil hê nie, waarvoor jy gevra het nie, maar nou het jy ook 'n iemand saam met hierdie iets gekry. 'n Iemand wat by jou is, wat jou hand styf vashou, terwyl jy wag op die iets. Want ek en jy is elke dag van ons lewe in die wagkamer van die lewe. Dit is op hierdie herdenking van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Kom sê God vanoggend vir jou wat luister. Vandag jy aan jou hoop. Want God sê, hy ken die gedagtes wat hy aangaande jou koester. Jeremia 29 vers 11. Dit wat hy rondom jou dink, gedagtes van hoop staan daar, om vir jou en vir my 'n toekoms te gee. God sê, hy het nie vergeet daarvan nie, daardie belofte van hom nie. Want hy sê in die worsteling Jakob wat geworstel het met God, in die worsteling Jakob weet God dat jy maklik hoop verloor. Ons almal kan so maklik sê ons hoop, en dan net die geringste dingetjie, geringste windjie wat waai, dan is ons hoop weg. Maar nou kom, met hierdie maar nou, kom gee God jou en my hoop terug. En daarom, begin om vir jou battle te sê, maar nou. Want in die maar het jy hoop verloor, maar in die nou het dit reeds vir jou deurgebreek. Verder sê God om vir jou, ek wil vir jou hoop gee,
Ek wil vir jou toekoms gee, Israel. Hy ken die potensiaal wat hy binne in jou belê het. Die nasie wat binne in jou en my is. God self het daardie potensiaal binne in jou belê. En daarom is jy nie niks of niemand nie. Jy's kosbaar vir God, jy's iemand baie spesiaal. So geliefdes, wanneer God jou roep, dan roep hy ook die battles en die nasie, want beide van hulle is binne in jou. En daarom beveel God beide van dit om as ware voor hom te kom staan. Want jy het vir dinge gevra, maar die dinge beteken niks, indien jy nie die iemand saam met die iets kry nie, saam met die dinge kry nie. Ek en jy kan nie gaan sonder God nie, en God weet dit. Ek sluit af. So wanneer jy weer vir iets vra eerder eerste vir iemand, die regte iemand. En dan sal iets vir jou bygevoeg word. Die woord leer ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Want moet nooit vergeet dat God het jou beveel om syne te wees. Het jy nie gevra nie? Hy het jou beveel. Hy het vir jou bevel gegee, opdrag. Jy syne. Daarom hoef ek en jy nie langer bang te wees, die geliefdes. Want ek en jy het nou 'n maar nou God, dis wat ons nou het, 'n maar nou God. Is dit nie 'n aardig, geliefdes, dat God nie net vir Israel geroep het, omrede hy klaar was met Jakob nie, worsteling was verby nie. Nee, God sê vir Jakob, van nou af sal jou naam Israel wees. Omrede daar altyd iets sal wees waarmee ek en jy sal worstel, is daar altyd 'n Jakob binne in ons. Maar God het ook die nasie, die Israel in jou, as waaruit jou uitgeroep met hierdie maar nou. Want ook dit het God kom beveel. God het 'n bevel gegee, dat die Israel en die Jakob op hierdie dag uit jou uit my en my sal uitkom, na vore sal kom, voor God sal kom staan. Dan sal ek en jy besef dat ons het nie meer nodig om bang te wees nie, om te vrees nie. Want hy wat ons roep is getrou. Ons behoort nie aan onsself nie. Goddank, ons behoort ook nie aan enigiemand in die wêreld nie. Ons behoort aan God Almagtig, die hoogste autoriteit, wat alreeds ja gesê het vir jou en my. Lewe, volkome lewe, abundant. Dis wat God vir jou en my in gedagte het. Daarom op hierdie Sondag, kry hoop. Kry hoop. Dalk het jy nie meer hoop gehad nie, of jy het nie meer hoop nie, maar ek pleit by jou vanmôre, hoor God se stem, as hy vir jou sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Daarom beveel ek jou, om hoop te kry, om moed te kry, om hoop te kry. Want jy is nie meer alleen nie. Dit wat jy vra, jy moet ook nou vir my saam met dit, is 'n pakket, volledige pakket. Liefdes, ek bid dat jy werklik ook, wanneer jy hierdie selfoon sal doodmaak vanoggend, net sal uitroep en sê, maar nou, hierdie maar nou God wat myne is, wat my beveel het, en ek is syne, dat jy daardeur weer hoop sal kry. God seën jou. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here op jou lewe. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees.
Die Here wil jou gebede verhoor en jou sy vrede gee, aan jou hoop gee. God seën jou.